en baie welkom by Koffietyd Saam met God. En so ons lees nou verder. En so ons het Johannes 10 vanaf vers 1 tot 6 gelees en nou gaan ons verder die gedeelte lees van 7 tot 21. En so gaan ons vir die volgende 2 dae, vandag en Vrydag, gaan ons dan nou in hierdie teksgedeelte in wandel en saam met mekaar daar praat. So kom ons lees dit dan eers en dan praat ons lekker saam. Vers 7. Jesus het toe weer gesê, Amen, Amen. Ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowe, en skape het egter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal in en uitgaan en veiding vind. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Die huurarbeider wat nie 'n herder is nie, en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape in vlug, en die wolf vang en verjaag hulle, omdat die man 'n huurarbeider is, en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en my eie ken my, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het ook ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Hulle moet ek ook lei, en hulle sal na my stem luister, en daar sal een kudde wees, en een herder. Om hierdie rede het my Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van my weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê, en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van die Vader ontvang. Oor hierdie woorde het daartoe weer verdeeldheid onder die Jode ontstaan. Baie van hulle het gesê, hy is 'n demoon en is kranksinnig, waarom luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van iemand wat van 'n demoon besete is nie. 'n Demoon kan tog nie blindes sy oë oopmaak nie. So hier is 'n baie lang gedeelte en hier is soveel hier binne in wat ons eintlik oor kan praat en ons is net eintlik 2 dae nou, maar is regtig so baie van hierdie het te doen met die eerste wat ons die eerste 6 versies wat ons ook oor gepraat het en so kan ons oor so baie praat. Maar ek wil praat oor die ek dink is vers 9. Ja, ek is die deur en as iemand in my ingaan sal hy gered word en hy sal in en uitgaan en veiding vind. En so in die eerste plek kom sê Jesus baie, en die een sinnetjie kom sê eintlik so baie. Hy sê in die eerste plek ek is die deur. En so ek is die weg, ek het die pad, ek wys vir jou waar om te gaan. Ek bedoel, jy kan nie deur die muur loop, jy moet deur die deur gaan. En so sê hy, daar's net een pad om waar jy kan gaan, en dit is deur die deur, en ek is daai deur. En so wil ek sê, jy kan nie gered word op enige ander manier, behalwe deur Jesus Christus en die bloed, en dit wat hy gedoen het. Die wet is daar, en ons kon, as ons die vermoë gehad het, maar ons almal het nie, of niemand het daai vermoë nie, en daarom is dit nie so 'n opsie nie, daarom sê Jesus, ek is die deur, dis die enigste manier, want ons as mense kan nie deur die wet gered word nie, want ons is, die wet kom wys ons net, Paulus skryf het so mooi in Romeine, hy sê die wet kom wys my net hoe sondig ek is, dis al wat die wet kan doen, hy kan nie, hy is daar, ek kan gered word deur dit, as ek dit 100% kon gedoen het, maar ek kan nie, en daarom is die wet, eintlik is die wet daar net om te wys hoe sondig ek is. En so Jesus kom sê in die eerste plek, ek is die deur. Daar's nêrens uit hierdie kamer uit, behalwe deur die deur nie. En so kom sê Jesus in die eerste plek, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, so as jy deur die deur gaan, is dit wat jy kry, dit wat jy ontvang aan die ander kant, is die redding van Jesus Christus. En die ewige lewe, en die nuwe lewe. Hy praat verder van, ek dink dis vers 11, ek sê goeie herder leer sy lewe, dis nie vers 11 nie, vers 10, dief kom net om steel en te slag en uitroei, ek het gekom om vir julle lewe te gee en lewe in oorvloed. En so as jy deurgaan, dan kry jy die redding, die ewige lewe, maar jy kry ook die oorvloed, die lewe in oorvloed. En so, weer eens, daai lewe in oorvloed, praat nie van klomp geld, rykdom, al daai goed nie, dit is 'n ander tipe oorvloed. Moenie met mense oë na hierdie goed kyk nie. En so, ek is die deur, as iemand deur dit gaan, word jy gered. En dan is hier 'n interessante vers, en ek dink, 'n interessante gedeelte, en ek dink ons het al ooit, het iemand daaroor gepraat, ek weet nie, ek het nog nooit iemand gehoor daaroor praat nie. Maar hy sê, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. En so kom praat Jesus van eintlik die bevryding, die vryheid wat binne in hom is.
as ons deur hierdie deur gaan, as ons gered word, die vryheid wat daar is, in Jesus Christus. En so moet ons ook nog steeds, nie met mense oor na hierdie kyk nie, maar nog steeds ook dit sien vir wat dit is. En so ek wil 'n bietjie praat oor hierdie 3 goed. In die eerste plek, daar is geen, ek het eintlik so 'n bietjie daaroor gepraat, daar is geen ander manier om gered te word en om in 'n regte verhouding met God te kan staan sonder deur Jesus Christus nie. En so wanneer ons deur hierdie deur gaan, is daar vereistes. Jesus vra vir ons 'n sekere goed. Hy sê neem op jou kruis, dra. Hy wat sy hand op die ploeg gesit het, moenie agtertoe kyk nie. Ons kan nie begin met hierdie en dan opgee nie. Ons moet volhard. En so is al vereistes om deur hierdie deur te gaan. Dis nie net van loop deur en dan sit nou kry al hierdie goed nie. Nee, daar's vereistes. Ek bedoel, jy moet, soos wat ek nou hier sit, as ek na die deur toe moet gaan, moet ek opstaan, ek moet loop, ek moet, ek wil die deur sal seker oop wees, maar ek moet deur die deur gaan. Of jy kan self sê, ek moet die deur oopmaak en moet deur gaan. Daar is werk vir my om deur hierdie deur te gaan. En so dieselfde, Jesus sê net ek sê deur en okay, nou ewe skielik, woep, daar gaan jy deur. Jy moet loop deur die deur. Waar ook al jy is, jy moet opstaan dalk lê jy, dalk moet jy dalk sit jy moet opstaan, dalk moet jy die deur eers 'n bietjie oopdraai. Daar's werk vir jou om te doen om deur hierdie deur te gaan en so met Jesus ook. Daar's vir ons nog steeds goed wat Jesus wil doen. Ons het maandag daaroor gepraat van ons moet ons rig op die ongeregtigheid dra. Ons moet die liefde en sagmoedigheid en al hierdie goed met ons leef. En so is die goed wat deel moet word van ons lewe wanneer ons in Jesus is, wanneer ons gered word deur Jesus. So in die eerste plek, daar's geen ander manier om deur Jesus of om gered te word, is net deur Jesus Christus. Tweede plek, daar's werk as ons deur Jesus gered moet word. Dit is nie net van jy gaan net deur dit nie. Jesus gaan jou nie optel en sê okay, jy gaan ons deur die deur nie. Nee. Ek dink nou aan daai beeld van 'n pasgetroude paartjie. Die man trou ons sy is nie of sy nuwe bruid, nie sy nuwe bruid nie, sy bruid op en dan draai hy haar deur die deur. En ek kan nou nie onthou wat noem ons die goed. Die comment vir my 'n bietjie wat noem ons dit nou weer? Hy dra oor die mantel of so iets. En so, dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê nie ek sal nou jou optel en deurdra. Nee, jy moet deurstap. En daar's werk vir jou en dit vat werk. Maar jy het die voordeel van, of jy het die belofte dat jy gered sal word. En daarin het ons geen twyfel nie, dat ons gered sal word, wanneer ons deur die deur gaan. En dan kom hierdie interessante deel. Jy kan ingaan en uitgaan en veiding vind. En dit is die vryheid wat Jesus vir ons gee. Wanneer ons in Jesus is daar nie meer hierdie swaar werk, hierdie swaar las op ons nie. Dan is dit nie meer jou eie dade wat jou gaan red nie. Dan is dit nie meer, jy moet perfek lewe om gered te wees nie. Weereens, ons moet dit snap, dit beteken nie ons kan lewe soos wat ons wil nie. Jesus sê nog steeds, as jy my volg, as jy my agter my aanstap, dan moet jy al hierdie goed doen, maar ons doen dit nie. Hier is ons die key, julle, is ons doen dit nie vir ons redding nie, ons doen dit as gevolg van ons redding. So dit is 'n baie belangrike ding om te slaap. Daar's gelowiges daar buite en eintlik almal sê jy moet doen vir jou redding. Daar's selfs mense wat hulle self klassifiseer as Christelike gelowe wat sê jy moet doen, jy moet goed doen, jou dade moet jy doen vir jou redding. Ons dade doen ons nie vir ons redding nie, ons dade doen ons as gevolg van ons redding. En so, hoe wys ek my dankbaarheid aan God? Hoe wys ek is gered? Deur my lewe wat verander. Niks anders nie. Jesus sê dat ons moet vrug dra. Bedoel, dis hoe jy wys dat die boom 'n appelboom is, of 'n perskeboom is, of 'n wat ook al boom is, 'n peerboom is, dat die vrugte daar sal wees. En so, jy kan nie sê jy is 'n Christen en jy is gered, maar daar's nie dade, of daar's nie vrugte nie. Die dade is die teenoorgestelde. Dan is jy nie gered nie. Dan kan jy kan nie sê ek's 'n appelboom en pere dra nie. Dit is nie moontlik nie. En so die lewe van 'n gelowige sal die vrugte van God ook hê. Die vrug van die Gees, die vrug wat God vir ons sê, die draai jou rug op ongeregtigheid en leef al hier goed. Dit is die vrug wat daar is. Maar dis vryheid, julle, daar is vryheid daarin. Ons hoef nie te wonder of ons gered is nie. Ons hoef nie te wonder of ons genoeg gedoen het om gered te word nie. Daar's vryheid daarin. Paulus sê, ek sal nie onderskryf waar hy dit sê. Ek vergeet elke keer waar hy dit sê. Maar hy sê, ek verlang so om na God te gaan. Ek verlang eintlik om dood te gaan. Ek bedoel, niemand sê dit nie. Ek wil nie dood gaan nie. Hy sê, ek wil. En hoekom wil meeste van ons nie dood gaan nie? Eerst wel, ons is lief vir ons lewe, ons is lief vir ons familie, ons is lief vir ons gesin.
Maar in die tweede plek is eintlik baie scary. Het ek genoeg gedoen? Paulus sê ek het nie 'n worry of ek genoeg gedoen het, want ek weet dis Jesus Christus en Jesus Christus alleen wat my red, en daarom weet ek kan nou doodgaan. Ek verlang om na God te gaan, want ek weet ek gaan saam met hom in ewigheid leef. Ek weet ek gaan saam met hom wees. En so is daar vryheid daarvan. Meeste van ons worry oor dood en doodgaan, want ons weet nie eintlik, ons het nie eintlik daai vrede en oortuiging in ons, soos wat Paulus het, en soos wat Jesus eintlik hiervan vertel, dat ons saam met hom in ewigheid gaan leef nie. En dis nie deel van die vrug van die Gees nie. So, ons kan met oortuiging sê, ons wat in Jesus is gered. Ons weet, ons verseker, ons gaan in ewigheid saam met hom leef. En so, mag jy vandag in die eerste plek, mag jy besef dat daar's niks wat jy kan doen nie. Dis net deur Jesus Christus. Daar's niks anders te doen, nie 'n ander geloof nie, 'n ander God nie, niks wat ons kan red, behalwe Jesus Christus nie. En is net in Jesus Christus wat ons moet vertrou. En sy werk aan die kruis, nie in jouself nie, niks anders nie, net Jesus Christus. In die eerste plek. In die tweede plek, wanneer ons bekeer, onsself bekeer, ophou met die slegte, ons rug draai op die ongeregtigheid, en draai na Jesus en luister na wat hy sê, en doen wat hy sê, dat, en as ons bekeer, en ons vertrou op die werk van Jesus Christus, dan is ons gered. Dis ons geloof in Jesus Christus, dis al. En die bekeer is as gevolg van wat Jesus beloof het. Die bekeer is nie sodat ons gered word nie, die bekeer is want ons is gered. Maar dis die werk, die geloof in Jesus Christus en die werk aan die kruis, wat ons red. En as gevolg daarvan, is die bekeer, is die wegdraai, is die ophou met al hierdie goed. Want ek weet ek is gered. En dis hoe ek met dank uitleef teenoor God. En so, wanneer ons daai doen, dan weet ons is gered. Dan kan jy met die vrymoedigheid gaan lewe. Dan kan jy sê, weet jy wat soos Paulus, Here, ek kan nie wag nie. As iets slegs gebeur op hierdie aarde, dan sê, Here, eendag gaan dit so amazing wees. Ek kan nie wag vir dit nie. En so weet ook dit. En daar is die vryheid daarin om te sê, ek is gered, my sondes is vergewe. As gevolg van Jesus Christus. Mag jy bemoedig wees, mag jy dit gaan uitleef, mag jy weet dat jy gered is in die werk van Jesus Christus. En mag jy weet dat hy die goeie herder is en hy die deur is waardeur ons gaan. Mag jy 'n wonderlike dag, 'n wonderlike week verder hê.